Baie welkom by hierdie uitgawe, hierdie program Jesus Christus bevry jou siel. Ek praat nou vanuit Kruiskyk se opnames area. Bid vir ons, bid vir Kruiskyk, bid vir hierdie kerk Kruiskyk, bid ook vir my en hierdie bediening Jesus Christus bevry jou siel. Ons lewe in baie opwindende en ook baie uitdagende tye. En wat nou net verloop het hierdie afgelope maand of 2, is so oorweldigend gewees. Maar ons gaan probeer om soveel as moontlik sin te maak van die goed wat verby is, nou in terme van tyd. Kom ons bid saam, wil u saamstem? Ons bid en ons vra vir die guns, ons goedkeuring, en die samewerking en ondersteuning van die hemel, van God se troon af. Kom ons bid. Vader, ons nader u met hierdie wete, dat die pad vir ons na u toe is voorberei, deur hom, wie se naam alleenlik vanuit die hemel aan die mensdom oorgedra is. Die naam van die Here Jesus Christus. Vader, mag u deur ons lewens uitkomste, die besluite wat ons sal doen en hoe ons interaksie sal hê met ons medemense, mag u verheerlik wees deur ons keuse. Ek vra nou dat u ons sal seën in hierdie uitsending, my God, dat u ook hulle wat sal kyk en sien en hoor sal aanraak en dat u ons krag sal gee en die oorwinning sal verskaf in die lewe. Dit bid ek nou in die kosbare naam van die Seun van God, Jesus Christus. Amen. Nou ja, waar begin ek om aan te raak aan dinge wat ernstig relevant is? There are so many topical issues and things that demand attention. I'm now thinking of some of the very dramatic things that have unfolded in terms of what is happening geopolitically in the Middle East. Ek praat van Israel en die Gaza-oorlog. Ek praat van die oorweldigende stem van teenkanting wat nou bekend gemaak word in Europa, in lande wie nou 'n bietjie vervies kom word het vir hierdie oorlas en oorweldigende toestroming van 'n kulturele en ideologiese, godsdienstige ek sit in verwondering. Ek onthou, ek het die visies en drome, gesigte van Nicholas Siener van Rensburg gelees. Ek het dit 'n tydjie terug al, hier vanaf 2011, 2012, ek het daardie goed gaan besoek. En Siener van Rensburg praat in die skrywe wat die opsomming bring van sy gesigte en sy visies van hierdie tyd. Hy praat van hoe Europa oorstroom word deur migrante, immigrante, deur mense wat skuilings soek, mense van Noord-Afrika, mense van die Midde-Ooste. Ek praat van mense met islamitiese ideale.
en hoe hulle nie inpas nie en nie hulle aanpassing maak en nie deel vorm van die samelewing, die tradisies en die kulture van die lande wat hulle aanvaar nie en hoe daardie lande gebring word wat die mense, die konservatiewe, denkende Christenmense dan besluit, nee, ons het nou genoeg gehad van hierdie besigheid. En ek noem dit vir u, want dit is nou dinge wat nou plaasvind. Maar hierdie siener, profeet van die Here, siener van Rensburg, hy het hierdie goed gesien, hy het die goed bekend gemaak, dit is geskrywe in die opsomming van sy visies. En vir my is dit so verstommend om nou te kan terugsit, nadat ek reeds daardie goed gelees het, en om nou te besef, kyk, dis presies soos hy dit gesien het. Hy het hierdie tye besoek, in die gees, met die salwing wat die Here hom gegee het, het hy hierdie goed gesien, en nou maak hy dit bekend. So, daar is so baie ding om aan te raak. Daar is nou die dood van hierdie Christenheld. Ja, ek noem die persoon 'n Christenheld, Charlie Kirk, die Amerikaner, wie activist program begin het in Amerika, Turning Point America, om teen die waakbeweging, om teen die teenkultuurbeweging, 'n antwoord te verskaf vanuit die Bybel uit, met die grondvesting van die woord van God, 'n wonderlike man van die Here, op 31-jarige ouderdom is hy dood as gevolg van 'n sluipskutter, omdat hy die waarheid verkondig het, en die leuen en die donkerte het dit teëgestry, maar kyk wat het dit ontketting. Dit het gemaak dat daar letterlik nou vlamme van herlewing besig is om los te bars. En duisende, honderde duisende mense, veral jong mense, wat na die Here toestroop. So daar is soveel dinge waarop ek graag wou raak, net om relevant te kan praat, om in hierdie geslag, hierdie generasie, hierdie tyd waarin ons asem deel, te kan sê, aanskou die Here se kompas werk nog reg, sy woord is nog relevant, sy woord praat nog met ons, sy woord is nog steeds ons berading, soos die skrif aan ons verduidelik, u woord, o God, is 'n lamp aan my voete en 'n lig tot die pad wat ek moet loop. So ja, daar is so baie dinge, daar is ook hierdie komeet wat nou, daar is soveel praat rondom die idee dat dit nie 'n komeet is nie, dan is daar 'n tweede komeet aan die kom, en daar word nou gesê deur die mees bekwame, die best toegeruste, denkende mense, astrofisiese kenners, wat nou sê, volgens hulle ontleding van hierdie sogenaamde komete, is dit nie 'n komeet nie, daar is nou 'n groot moontlikheid dat dit eintlik 'n buiteruimtese skeep kan wees, soos ons in die Engels sou verstaan, 'n UFO, 'n out of space spacecraft. Wat dit kom doen, ek dink mens moet regtig op hierdie stadium die lens van skrif voor die oë hou, wanneer jy hierdie goed moet besin en kyk en sien en verstaan wat is eintlik aan die kop. Die feit dat die Amerikaanse hoof van die weermag 'n algehele vergadering geroep het met al die belangrike aspekte of dele van die Amerikaanse verdediger. The American Defense Force, vloot, lugmag, alle aspekte, alle generale word ingeroep, en die bespreking is hierdie inkomende, nie komeet, moontlike buiteruimte vaartuig, is dit 'n bedreiging, hoe gaan ons nou die ding tegemoet kom? Maar u sal onthou, ek het geruime tyd terug al reeds aan u bekend gemaak, dat volgens die Verenigde Volke, the United Nations, is daar alreeds 'n aanstelling wat goedgekeur is, dat die Vatikaan, die hoofkwartier of hoofkantoor van die Rooms-Katholieke Kerk,
onder die leiding van die paus, wie ook al die paus van die oomblik sou wees, word dan goedgekeur as die planeetse departement van buiteplaneetsake, net soos ons weet van die nasionale grense van 'n land het 'n kantoor en in daardie kantoor is daar 'n minister van buitelandse sake. In hierdie geval word die Vatikaan goedgekeur as die departement vir buiteplaneetsake. Buiteplaneetsake vir wat? Vir volksvreemdelinge van die buiteste ruimte? Hoe maak 'n mens sin daarvan? Die enigste manier om sin daarvan te maak is om na die skrif te gaan. Gaan kyk wat sê die skrif van die sterre wat gaan val. Gaan kyk wat sê die skrif van die draak wat die geveg met Michael en sy engele verloor en dan met sy ster derde van die sterre aarde toeslinger. Gaan kyk wat sê die skrif van dat die hemele verwoestende storm sal ervaar en dat die sterre vanuit die buitenste ruimte soos ontuidige vye uit 'n vyeboom neergewerp gaan word aarde toe. Ons moet daar die lens toepas wanneer ons hierdie sogenaamde wetenskaplike of astrofisiese dinge besin. Baie interessante tye wat ons in lewe. Mense, ons praat ook nou van die feit dat die Amerikaanse president Donald Trump saam met Benjamin Netanyahu volgens die Abrahamse akkoord, die Abraham Accord, 'n voorstel gemaak het om ewige vrede te bewerkstellig tussen twee onverzoenlike idees, Islam en die bestaan van die Jode. So dis baie wat hulle asem bespiegel en vra, is hy miskien daardie persoon wat die 7 jaar verbond bevestig van vrede met baie. Dit is waarvan Daniël 9:27 onder andere van praat. As hy miskien, en ek gaan nou nie noem wat die Bybel sê, die laaste bedrieglike persoonlikheid se titel is nie. So ja, ons woon in baie opwindende, baie uitdagende tye. Die mate van vervolging teen Christene is buitensporig hoog, soos dit nog nooit van tevore was nie. Die statistieke is skokkend, en die feit dat die wêreldse media glad nie aandag daaraan gee nie, dit is asof hulle samewerking gee om dit toe te smeer. So ja, daar is nog dit ook. So daar is soveel goed wat relevante onderwerpe is waarop ons moet en kan raak. Maar ek dink, ek wil raak op die belangrikste onderwerp wat ooit van toepassing kan wees op hierdie tydstip. Omdat die Here Jesus hierdie woorde geuit het. Hy sê, ons mos nog in die eindtye. Vanaf 2000 jaar terug is ons in die eindtye. So, dis moontlik dat ons letterlik in die laaste paar minute of sekondes van die eindtye is. En die Here Jesus sê met sy mond, dit sy bewoording, hy sê, in die eindtye, wanneer die Seun van die mens sy verskyning maak, om toegang te vind tot die aarde op die wolke, wanneer die Seun van die mens kom op die wolke, sal hy dan geloof vind in die aarde. Let me say that to you in English. The words that the Lord Jesus spoke concerning the end times, he spoke a lot of stuff about the end times, many things. Ons kan gaan lees in Lukas 20, Lukas 21, Matteus 24, Markus 13, daar is baie dinge wat die Here self gepraat het rondom die eindtye.
Maar die een wat ek wil aanhaal is hierdie een. And the Lord himself says, when the Son of Man comes in his glory upon the clouds of heaven, will he find faith in the earth? So ja, ek gaan praat rondom die idees van hierdie geloof. En miskien vir ons 'n motivering verskaf, dat ons moet kyk na die meganismes wat ons in geloof kan hou. Kom ons begin in die boek van Hebreërs, die hoofstuk rondom geloof. En ek lees dit beide in Engels en Afrikaans nou. Engels sê, now faith is confidence in what we hope for and assurance about what we do not see. Now faith is the evidence of what we hope for and the substance of what we cannot see. Die Afrikaanse weergawe sê, wat is geloof dan? Dit is 'n vaste versekering dat die dinge waarna ons uitsien inderdaad sal gebeur. Dit is die bewys dat God die dinge wat ons nog nie kan sien nie, waar sal maak. So wie gaan dit waar maak? God gaan dit waar maak. Nou, ek wil daar begin rondom die onderwerp van geloof. Want geloof, gaan ons nou sien in die 6de vers, is die enigste ding wat God behaag. Die Afrikaanse weergawe van vers 6 sê, as jy nie glo nie, is dit onmoontlik om God tevrede te stel. Dan sê dit, wie tot God wil nader, moet eerstens glo dat hy werklik daar is en dat hy die wat na hom soek beloon. Now, I'm going to give you a clue up front for the rest of what I'm about to share with you. And it is this word, wat jy nou net gehoor het in Afrikaans, beloon. Die Engelse bewoording van daardie verses, without faith, it is impossible to please God, because anyone who comes to him must believe that he exists, and that he rewards those who earnestly, some Bibles say, diligently seek him. So again, the clue around what I'm going to speak about is rewards, which is the English version of the Afrikaans beloon, rewards. Nou, ons weet nou, 'n reward of 'n beloning is nie iets wat jy verdien nie. Dit kom uit die vrygewigheid van 'n hart wat aan jou iets wil betoon en jou daarmee wil verryk. So, ons praat rondom geloof. We're speaking about faith. Faith which is first and foremost stimulated and aroused by reason of curiosity. Nuuskierigheid om te wil weet. En hierdie bereidwilligheid om in 'n vertrouensverhouding te glo moet gestimuleer word. Dit word gestimuleer deur die woorde van aantreklikheid, die woorde van die beloning of die woorde van die belofte van verryking. Dat jy iets daarby sal baat. En ek het hierdie dinge so besin en ek het probeer dink aan voorbeelde van waar dit uitgeleef was. Volgens skrif, volgens die Ou Testament. En toe kom dit by my op, laat ek 'n bietjie teruggaan en besoek gaan aflê by 'n ervaring van hulle wie met groot admirasie gekyk het na 'n individu wie se verhaal eintlik nie geglo kon word nie,
behalwe dat jy self jou oë kon tevrede stel, dat waarvan gepraat word, wel so is. En vir dit, is daar twee opsommings van hierdie spesifieke incident. Een is opgeskryf in die boek van 1 Konings 10, en die ander is opgeskryf in die boek van 2 Kronieke 9. So ek haas soontoe, en ek is nou in 2 Kronieke 9. En dit is by die geval van die koningin van Sheba. Die Afrikaans praat van Skeba. Ek dink nog so effens in Engels. So, hier is heel wat skrif wat ek wil lees, 12 verse in altesamen. Ek gaan eers die Afrikaans lees, dan die Engels. Onthou nou, ons praat rondom die uitdaging wat voor ons lê, om die besluit te maak en die bereidwilligheid toe te pas om te glo. Om te glo. En in hierdie geval, dit is om in God te glo. Om te glo rondom God, om aangaande God, om van God te glo. Soos ons nou God aanvaar as dit wat die skrif aan ons openbaar, van Genesis na Maleagi, van Matteus tot boek van Openbaring. So, dit is nou 'n verskeilde manier om die storie oor te dra. Vers 1, 2 Kronieke 9. Toe die koningin van Skeba van Salomo se aansien hoor, het sy Jerusalem toe gekom om hom met moeilike vrae te toets. Sy het gekom met 'n groot gevolg en kamele gelaai met speserye, baie goud en kosbare juwele. Toe sy Salomo ontmoet, het hulle oor alles gepraat wat sy op die hart gehad het. Salomo het al haar vrae beantwoord en daar was niks vir hom te moeilik om vir haar te verduidelik nie. Toe die koningin van Skeba besef hoe wys Salomo was, en toe sy die tempel sien wat hy gebou het, was sy uit die veld geslaan. Sy was ook verbaas oor die kos op sy tafels, die bediening en kleredrag van sy amptenare, die skinkers en hulle kleredrag, en die brandoffers wat Salomo by die tempel van die Here gebring het. Sy sê toe vir Salomo, alles wat ek in my land van jou prestasies en wysheid gehoor het, is waar. Ek kon dit nie glo, totdat ek hier aangekom het, en dit met my eie oë gesien het nie. Trouwens, die helfte daarvan is my nie vertel nie. Jou wysheid is baie meer as wat aan my meegedeel is. Hoe bevoorreg is jou mense? Wat 'n voorreg vir jou amptenare om dag na dag hier te wees, om te luister na jou wysheid. Mag die Here jou God geloof word. Hy verbly hom in jou en het jou op die troon gesit om namens hom te regeer. Dis omdat jou God vir Israel so lief het, wil hê dat hierdie koninkryk vir altyd bestaan, dat hy jou koning gemaak het oor hulle, sodat jy met reg en geregtigheid kan regeer. Vers 9 sê, toe gee sy vir die koning 'n geskenk van meer as 4 ton goud en baie kosbare speserye, asook waardevolle juwele. Nooit van tevore was daar speserye van hierdie gehalte soos die, wat die koningin van Skeba vir koning Salomo gegee het nie. Ons gaan na vers 11 toe. Die koning het die jeneverhout gebruik om trappe vir die tempel van die Here en die koninklike paleis te maak en ook om harpe en liere vir die musikante te maak. Daar was nooit van tevore sulke pragtige musiekinstrumente in Juda nie. Vers 12. Koning Salomo het vir die koningin van Skeba gegee wat sy ook al gevra het. Dit was geskenke van groter waarde as wat sy vir hom gebring het.
Daarna het sy en haar volgelinge na hulle eie land toe vertrek. Nou, vinnige opsomming. Ek wou dit in Engels gelees het, maar lees dit gerus vir jouself in Engels. Die laaste gedeelte van daardie idees in vers 12 gaan ek in Engels lees. King Solomon gave the Queen of Sheba all she desired and asked for. He gave her more than she had brought to him. Then she left and returned to her retinue, with her retinue to her own country. Sy het natuurlik teruggegaan swanger. Dis een van die bygevolge rondom haar ontmoeting met Salomo, en ek het gelag toe ek dit gehoor het en gelees het, en ek sê nog vir my vrou, die man het al reeds 300 vrouens, 600 byvrouens, en hy sien nog kans om met die koningin van Sheba te lê, en vir haar swanger te maak. Nie tenstaande nie. Die sleg tensyde gesit, om die vleis te midden al die grate te bemyn, moet ek aan u herhaal. Hulle wie na God toe kom, moet eerstens glo God is. Sy wou eers haar oë tevrede stel, om self te kom sien en hoor van sy wysheid en die heerlikheid wat hy bekom het in sy koninkryk. Hy kom nie na aan wie God werklik is nie, maar God sê vir ons, as jy strewe om vir my, om te soek na my, sal ek jou beloon. Kyk, sy het nie leë hande gekom na die Here toe nie, na Salomo toe nie. Sy het onder andere met groot koste, juwele, speserye en meer as 4 ton goud nagelaat by hom. Maar kyk wat sê die woord. Toe hy haar antwoord, het hy ook geskenke aan haar oorgedra en vir haar dinge gegee van groter waarde as wat sy as 'n geskenk aan hom oorgedra het. So is dit met hierdie God wat ons dien. Wanneer ons strewe om hierdie skrif, die boumateriaal van ons glo te maak, en dan ons geloof daarin uit te leef, ek beloof u op grond nie van my waardigheid nie, maar van die egtheid van skrif en die waarheid. God is 'n beloner van hulle wie hom nastrewe. Kom ons bid. Here, ons dankie dat ons die vrymoedigheid het om op u naam te roep. In Jesus naam bid ek nou dat u seëning sal nalaat. Die Here behoed en bewaar ons. Die Here lig die glans van sy aangesig oor ons en gee aan ons vrede. Die Here laat die skyn van sy guns ons uitsoek en gee vir ons dit wat ons nodig het in oorvloed. Ek bid hierdie genade in Jesus kostelike naam. Amen.